Ek wil nou vir jou sê, hoekom is ek so selfverseker dat die woord wat die Here vir my gegee het, van hom afkom? En ek wil met jou deel hoe die Here met my gepraat het. Hy het met my gepraat in 'n droom. Een oggend voor ek wakker word, kry ek hierdie visie in 'n droom van die Here en hy wys vir my 'n land. En soos ek staan op die land, ek het dit nou probeer skets vir jou dat jy daarin kan sien daar waarvan ek praat. En ek staan so op die kant, so op, as ek dan, jy het op 'n strand, so ek staan so op die strand en ek kyk en ek sien hierdie ongelooflike groot oorlogskip wat so met sy neus teen die kant, so met ander woorde, hy is nou hierdie paadjie afgelei tot hier en ek staan net onder. En ek kyk na hierdie skip, dis 'n grys skip. Ek sien dit, maar ek weet dit is 'n oorlogskip en ek kyk so op na hom. En ver bo sien ek hierdie woord staan, Mispa. Verwonder ek by myself, maar is daar regtig so 'n woord? En ek gaan kyk toe en ek gaan soek vir hierdie woord Mispa. En hulle sê vir my, daar is 'n woord Mispa. Jy spel net M-I-Z-P-A. Kyk, wat beteken hierdie woord? En die woord is 'n Hebreëse woord. Nou moet jy weet, ek het geen referens van hierdie woord gehad nie, maar hier wys die Here vir my hierdie woord. En dis hoekom ek so vol selfversekering vir jou kan sê, ek glo dat die woord van die Here waar is en dat hy sy woord vir my gegee het. En dit is 'n Hebreëse woord. En die woord beteken eintlik wagtoring of uitkykpunt. En ek wil vir jou vandag sê dat die woord van die Here sê, hy staan op die muur en hy wag en hy kyk uit vir jou en hy kyk na jou en hy sien jou en hy sal omgee vir jou. Hy sal vir jou 'n hulp wees, want die Here weet wat besig is om te kom. En terwyl ek so na hierdie met die Heilige Gees toe gaan en ek kyk na hierdie oorlogskip wat ek sien en ek wonder en ek sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Gee die Here vir my hierdie volgende skrif, Jesegiel 3 vers 17. Hy praat met Jesegiel, waar hy actually roep vir Jesegiel om met vir hom sy profeet te maak. Hy sê daar in Jesegiel 3 vers 17 sê, Son of man, I have appointed you as a watchman to the house of Israel. Whether you hear a word from my mouth, warn them for me. Hallelujah. Nou vanoggend sê ek vir jou, ek glo met my hele hart. Hier is die eerste waarskuwing vir my en vir jou van die Here af. Wanneer ons kyk na hierdie omstandighede en die dinge wat besig is om te gebeur, is dat ek en jy moet oppas vir die nette en stinke van die vyand. Dit is wat die Here vir my en vir jou sê. En hy sê vir my en vir jou, maar jy hoef nie bekommerd te wees vir as 'n kind van die Here nie, want ek sal vir jou 'n hulp wees. Ek sal vir jou redding gee. Daar is redding in my naam. Halleluja. En ek dink oor die betekenis van die oorlogskip en ek gee terwyl ek nog so dink daaroor, hoekom is dit nou juist 'n oorlogskip? Gee die Here vir my hierdie woord om vir my te verduidelik. Die volgende slide sal jy sien. Die Here bring sy swaard van sy gees na sy huis. Matteus 10 vers 24 tot 36 is die tweede ding wat die Here met my deel. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwerk tussen 'n man en vrou, 'n man en vader, en tussen 'n dogter en haar moeder en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En hier is die gedeelte wat die Here vir my laat op fokus. Hy sê, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Halleluja. Die huis van die Here is 'n groot huis. Wanneer ek praat van die huis van die Here, praat ek nie net van AGS Plettenberg. Wanneer ek praat van die huis van die Here, of wanneer ons praat van die huis van die Here, praat ons van sy bruid, praat ons van al die kerke wat daar ooit is. Almal wat sê, ja, maar ons glo in Jesus Christus. En wat die Here sê vir sy bruid uit hierdie gedeelte is, dat ek en jy sal regtig moet kies of ons vir hom is en of ons teen hom is. Het jy al die keuse gemaak? Ek kies Jesus. Ek
kies om saam met hom te stap, want ek glo dis die woord van God, wat vir ons sê, ons moet volgens die woord van die Here lewe. In Matteus 12 vers 30 sê Jesus, hy wat nie met my is teen my, en hy wat nie saam met my, versamel nie, verstrooi. En vir hulle wie die Here kies, glo ek spreek die Here, hy het reeds die weg voorberei, vir jou en vir my om te oorwin in hierdie tyd. Hy sê vir my en vir jou, dat jy hoef nie 'n slagoffer te wees nie, want ek is met jou. Vir sy kinders sê hy, ek stap saam met jou. En die antwoord om te oorwin in hierdie tyd, glo ek, lê in hierdie woord misbag. Want, en ek het gaan kyk, waar is die woord die eerste keer in die Bybel gebruik? Nou, ek weet nie of jy die storie ken van Jakob en Laban. Nou, Jakob, miskien gaan dit nou vir jou bekend klink. Hy het van 'n meisie gehou, haar naam was Rachel. En toe hy nou kom by haar pa, sê hy vir haar pa, maar ek wil met Rachel trou. En hy sê, dis goed so, jy moet 7 jaar vir haar werk. En hy werk 7 jaar vir haar. En toe die pa 'n ander plan, want Leah is toe die oudste dogter, en hy sê vir, toe hulle die dag trou, toe weet ons nou wat gebeur toe, hy gee toe vir Leah om, en toe is hy nog 7 jaar werk vir die meisie wat hy eindelijk van trou. Nou, die Here was met Jakob gewees en hy het hom so geseën. En vir Laban, omdat hy nou vir Laban gewerk het, was ook geseën gewees, en hulle twee trek toe nou saam, die twee families. En hulle het op 'n sekere punt gekom, en toe sê Laban en Jakob besluit self, maar hulle gaan nou uit mekaar uitgaan. En Laban sê, maar weet jy wat, Jakob, kom ons rig 'n altaar hierso op. En ons rig die altaar op vir ons en vir die wat na ons kom, om te sê, dat die Here moet vrede hou tussen ons, my en my familie, en jou familie, sodat ons nooit weer met mekaar sal beklei, of dat ons nie met mekaar sal beklei nie. Ons gaan 'n verbond maak met mekaar, en die Here gaan daardie verbond self in plek hou. Soos, en daardie plek, daardie altaar wat hulle daar opgekry, dit het hulle toe misbag. Waar die Here die verbond sal hou tussen die twee mense en hulle families. En God het reeds vir die mens 'n verbond gegee, 'n belofte, en daardie belofte is die oorwinning deur Jesus Christus. Jesus Christus is die verbond tussen ons en God. Halleluja. En weet jy wat, is dat God sê, hy is die een wat daardie verbond in stand sal hou. Hy sal vir my en vir jou sorg. En ek wil sê dat hier is 'n belofte vir wat die Here gee vir hulle wie hom kies. Hy sê in Jesaja 41 vers 10, wanneer ek my lewe inrig, sê volgens sy verbond wat Jesus Christus is, sê die Here vir my hierdie belofte. Jesaja 41 vers 10, hy sê, wees nie bevrees nie. Halleluja. Die Here sê, wanneer ek hier rondkyk en ons sien hierdie dinge wat gebeur, sê die Here vir ons, moenie bevrees wees nie. Hy sê, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou, en ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Halleluja. Is dit nie iets fantasties om oor bly te wees nie? Wanneer ons die dinge so sien gebeur, dat die Here nog steeds sê dat hy by ons sal staan. Halleluja. Hy sal ons help, en hy sal ons beskerm. Halleluja.